Ek hoor baie mense sê, maar ek wil hierdie jaar vlerke hê. Ek wil hoër vlieg. Ek hoor die ma's en pa's van kinders wat nou matriek geskryf het sê, hoorie, nou kan julle vlerke sprei. Is dit nie 'n behoefte van elkeen van ons om hoër te gaan nie? Om verder te gaan nie, om wyeer te kan sien nie. Om vlerke te kry. Ek hoor dit so baie. Wil jy vlerke hê? Want is moontlik. Daar is 'n plek vir vlerke. Ek weet in Jesaja 40 staan dit dat die mense wat op die Here vertrou sal nuwe krag kry en arensvlerke. Maar ek wil vir julle 'n ander gedeelte lees en dis van ou Nikodemus. Nou hy was 'n dominee van daai tyd en hy was baie betrokke in die kerk en hy was 'n leermeester. En een aand baie laat kom sien hy vir Jesus want hy was half skamerig. Hy wou eintlik nie hê die mense moes weet. Hy kom na Jesus toe, maar hy het na die regte plek toe gegaan. Want hy was vasgevang, Nikodemus, in wêreldse goed, binne in die kerk sommer. Hy kon nie asemhaal nie. Hy is met al die ou reëls en regulasies besig en al die ou goeters wat hy moet doen, maar hy skrop soos 'n hoender op die grond rond. Hy het nie vlerke nie. So hy kom na Jesus toe en hy sê, Here, maar hoe kan ek wees soos u? Hoe kan ek vlerke kry soos u en die disippels? Ek sien die goeters wat u doen. En toe antwoord die Here hom en dis die resep vir vlerke kry. Want ons wil almal vlerke hê. Ons wil almal vlieg. Ons wil almal nuwe krag hê en ons wil hoër gaan. Freek het laasweek gepraat oor 'n hart wat nuwe energie gee. En 'n nuwe jaar wat voorlê en sê, Here, gee vir my energie om hierdie jaar dit te kan wees en word wat ek graag wil wees en word. Soos u wil hê ek moet dit wees. En wat is die resep? Nou, hoor bietjie wat sê die Here vir ou Nikodemus. Dis hier in Johannes 3 vanaf vers 1 tot 9. Julle kan dit gelees. Hy sê die eerste ding, Nikodemus, jy moet van bo gebore word. Kan dit nie op jou eie doen nie. Van bo gebore, niet gebore. Jy moet toelaat dat ek vir jou 'n nuwe hart kom gee, want dan kan jy vlerke kry. Dis nie 'n selfdoen ding nie. Ons probeer altyd so hard, ons probeer harder dit en ons probeer meer dit en ons probeer meer dit. Dis 'n eintlike rustig jou net oorgee aan die Here. Dan word jy van bo af gebore. Die tweede ding wat hy hier sê, wat vir my wonderlik is die Gees doen dit. Hy noem dit, hy sê deur Gees en deur water. Ons is baie keer so afskrikkerig vir die Gees van God, die Heilige Gees, die God wat onder ons nou woon. Laat hom toe. Hy kom fluister in 'n ou se hart, hy kom sê vir jou, hoorie, doen dit, los dit. En die water was vir my so altyd interessant, en dis nie net om gedoop te word nie, dis ook meer as dit, want water was skoon. 'n Mens los agter in water. Al die vuil los jy agter in water. So wat die Here eintlik vir 'n mens kom sê is, los die dinge wat jy moet los. Stap weg van die goed wat jou vashou en jou vlerke knip en jou nie kans gee om hoër te gaan nie. Hy kan dit doen. En hy gaan vir jou ook wys wat jy moet agterlos. En dan die volgende tree. Hy sê die Gees van God waai waar hy wil. Kan ek vir julle hierdie versie lees, want dit is vir my so pragtig. Ek verseker jou, as iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie nimmer as nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Hy kan nie vlerke kry nie. Moenie verwonderd wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy suising, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy op pad is nie. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. En dit is vir my eintlik die grootste geheim hiervan. Nie soos jy wil nie, maar soos die Gees. Hy waai waar hy wil.
En ons het altyd voorwaardes. Kyk, elke mens het ons maar voorwaardes. Oor ek sal miskien dit doen, of ek sal miskien dit doen, of ek sal soontoe stap, of ek sal hierdie ding sal ek uitsorteer. Onvoorwaardelik, sê die Here, want die Gees waai waar hy wil. Jy hoor sy suising, maar jy weet nie waarheen jy op pad is nie. Sonder voorwaardes is natuurlik 'n ding wat, ja, mense sukkel met dit. Hulle wil tog daarom 'n sê hê in hierdie vlerke kry proses. En die oomblik wanneer jy 'n sê het in die vlerke kry proses, dan is dit nie meer vlerke nie. Dan gaan jy jou vingers verbrand, dan gaan jy jou vlerke skroei, dan gaan jy geknip word, dan gaan jy op die ou end soos 'n hoender in die grond en in die stof rondskrob en te kere gaan. Laat oor. Weet julle wat is die boodskap hier vir my? Gaan sit net voor hom en sê, Here, hier is ek. Kom verander my. Kom van bo af, laat dit 'n goddelike ingryping in my lewe is. Dat ek kan vlerke kry, wat goed agterlaat, wat my uit my situasie uit kan vat, wat my vat na die plek toe waar U wil hê ek moet wees. Want dis waarheen ek wil gaan. Ontvang die seën van die Here. Amen.